Toets 1, 2, toets 1, 2, baie dankie. Het julle al gesien, musikante kan net tot by 2 tel. Toets 1, 2, toets 1, 2. Is dit right, Uncle George? Môre almal, môre, pastoor is nie hierson nie. Hallo, lekker vakansie. Hulle is daar in Israel, besig om te doop in die Jordaanrivier. So dit gaan goed daarso. Ons is hier agter, ons moet die osse waar trek, né? So is reg. Welkom almal hierso vanmôre. Ons gaan bietjie praat oor I surrender, né? Bring jou alles. Dis nogals wonderlik hoe die musikante nou het hulle almal verdwyn. Almal is nou weg. Hoe hulle die woord gehoor het, I surrender. In Afrikaans is dit bring jou alles, né? My boodskap vanmôre gaan oor bring jou alles. Ek wil net eers gou vir ons 'n gebed doen en vir die Heilige Gees vra om vir ons oop te maak. Onthou die Heilige Gees, een van sy werke, een van sy take is om die geheimenisse van God oop te maak vir ons, né? So as ons na 'n preek luister of ons luister na mense wat die woord bring, dan moet die Heilige Gees daar wees, dat die Heilige Gees kan geheimenisse oopmaak van die woord van die Bybel, want dit is tog die woord van God, né? So ek is baie lief vir die Heilige Gees. Hy is welkom vanmôre. Hemelse Vader, kom in asseblief, Here, bring vanmôre die boodskap, Here. Asseblief my koning, seël my mond, Here, neem oor hier by my, Here. Ek is net die instrument. Hierdie is u mense, my koning. Here, asseblief, breek vir ons die brood vandag en maak oop vir ons asseblief, Heilige Gees, die geheimenisse van God, dat ons kan leer wat God wil hê ons moet doen, waar ons moet gaan en waar ons by betrokke moet wees. Here, u naam sal geloof word, my koning, in alles wat ons doen, alles wat ons sê, Here. En soos die lied vanmôre gegaan het, Here, we surrender all. Here, ons bring ons alles, Here. En dis hoekom ons hier vanmôre is. Ons bring ons alles. En ons dankie vir die eer en voorreg om vanmôre in die huis te wees. En ons bid dit in Jesus Christus magtige naam. Amen. Julle ouens, Women's Day, ons women, baie sterkte met Women's Dag, met Vrouedag. Julle ouens is natuurlik, ek het gister 'n teaching 'n vereniging gedoen en die Here het net weer bevestig hoe belangrik die Evas is in ons lewe. So ons waardeer die vrouens van God. Ek sê altyd, toe God Adam en Eva gemaak het, en dit is vir my so mooi, het Adam het haar genoem woman. Sy's 'n man, maar sy het 'n womb. Okay, so julle is net soos ons, daar's nie 'n vrou wat minder is as 'n man nie. Julle het net sekere goed wat ons nie het nie. Okay. Julle kan die volgende generasie kan julle inbring, en weet jy wat, dis hoekom vrouens, dis hoekom woman so baie onder aanval is. En as jy gaan kyk na Satan en Eva, God het daarso 'n covenant gemaak tussen hulle, waar Satan jou in die hakskeen sal byt, en jy sal sy kop vermorsel, en jou nageslag en sy nageslag, dis nou die woman se nageslag, want julle bring die nageslag, hulle sal vir ewig vyande wees, né? So die vyand gaan agter ons woman aan, as gevolg van die feit dat julle die volgende nageslag bring. So ons is baie lief vir die womans. Bless julle en mag die Here julle seën in alles wat julle doen, alles wat julle aanpak. Julle is baie welkom. Het hulle my lig aangesit? Het vergeet om my lig aan te sit. Wie kan vir my? Magda, ekskuus man, daar's 'n ander lig. Okay, daai kan ook werk. Ekskuus, daar's 'n ander lig daar agter blykbaar wat hulle altyd aansit. Jy weet, soos 'n ouer word jou oë sterker en jy glo my, is right. Glo my of glo my nie. Okay, ek het so 'n bietjie tyd, jy weet ons ouens moet tyd by die Here spandeer voordat ons 'n boodskapie bring, en ek het regtig laasweek of die begin van die week toe voel ek regtig die Here sê bring jou alles. Bring jou alles. Nou ons het nou gesing surrender all. Surrender all. Weet julle hoe moeilik is daai eintlik to surrender all? Kom ek lees vir julle 'n paar skriffies hierso, en ek wil hê julle net sit en luister, en ons gaan na die tyd gaan ons ietsie doen. En dis Genesis 22. Natasha, ek gaan die hele ding lees. Hierso 22 sê hy, sometime later, ekskuus, ek lees my Engelse Bybel, julle kan Afrikaans lees. Sometime later, God tested Abraham. He called to him, Abraham, and Abraham answered, yes, here I am. Take your son, God said, your only son, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah, there on a mountain that I will show you, offer him as a sacrifice to me.
Nou, weet jy wat, ek sou daai toets gedop het. Regtig, 100-0. Dink bietjie vir jouself, hier kom sê God vir jou of vir Abraham, vat jou seun, jou enigste seun, die seun wat jy so lief het, en vat hom teen die berg op, bou 'n altaar, lê hom op die altaar, maak vuur onder hom en maak hom dood. En offer hom vir my. Geen ouer hierso. Ek kan jou nou 'n brief gee. Geen ouer hier sou dit kon gedoen het nie. Ek sou dit nie kon gedoen het nie. Ek sou vir die Here gesê, "Ekskuus, ek het nie daai boodskap gehoor nie. Jammer." Jona, nee, al wat Jona moes gedoen het, hy moes na Ninive toe gegaan het en vir hulle gesê het, "Hoor hierso, God is kwaad vir julle, julle beter regmaak want God kom julle uitsorteer." Dink julle dis makliker as om jou seun te offer? Ek dink so. Ja, ek sal daai invat, is reg so. Maar om jou seun te vat en jou seun te oorreed. Okay, die Bybel sê nie hoe oud was Isak gewees nie. Maar julle moet nou julle imagination gebruik. Kom ek lees verder hierso. Okay, dis nou God wat met Abraham praat, né? Early the next morning, Abraham cut some wood for the sacrifice, loaded his donkey and took Isaac and 2 servants with him. They started out for the place that God has told him about. On the 3rd day, Abraham saw the place in the distance. Okay, nou moet julle onthou, hierso is Isak nou. Isak is nie dom nie. Want hy kan, verder lees ons hierso, hy kon hout gedra het. So hy is redelik al 'n laaitie, né? Nou moet hy vir Isak oorreed om, hoor hierso, kom ons gaan, bring hout, kom ons gaan iewers te heen. Nou ek is seker daarvan, Isak het iewers te gevra, maar pa, waar gaan ons nou braaivleis hou vandag? Want hier's hout, hier's firelighters, maar waar is die vleis? Waar gaan ons vandag braai? En nou soos hy nou loop saam met Abraham, is ek nou seker daarvan, hy praat nou met sy pa, want dis mos nou wat seuns doen. Ons praat nou, wat gaan ons nou doen? Maar Abraham sê nie vir hom wat God vir hom gesê het nie. Abraham sê nie vir hom nie. So daar's sekere dinge wat God met jou gaan deel en wil deel, wat 'n geheimenis is tussen jou en hom, wat jy nie met ander mense kan deel om jou nie. Jy kan nie vir almal gaan sê wat die Here met jou deel nie. Jy moet versigtig wees wat jy sê. En weet jy wat, hy het nie vir hom geantwoord nie. Abraham het nie vir hom gesê wat presies aangaan nie. Hier sê hy vir hom, they started out for the place that God had told him. On the 3rd day, Abraham saw the place in the distance. Then he said to the servants, dis nou die 2 servants, stay here with the donkey. The boy and I will go over there and worship, and then we will come back to you. Nou, ek glo dat almal het nou al begin vra van, maar hoorie, wat gaan aan hierso? En Abraham bly stil, hy praat nie. Nou, as jy stil bly, as iemand jou 'n vraag vra oor jou geheimenis met God, of jou sekere ding wat God jou geroep het, dis nie 'n leuen om stil te bly. Dis nie 'n leuen om te sê, ek sê niks nie. Verstaan nie, want dis baie keer waar die probleem inkom. Gaan kyk na Samson. Delila het by Samson aangelê en aangelê en aangelê. Wat was Samson se geheim met God? Sy geheim met God is dat hy sny nie sy hare nie. Ek dink dis redelik maklik. En dit was die enigste geheim wat hy moes gehou het. Dit is wat hom sy krag gee. God het vir hom gesê, moenie jou hare sny nie. Dit is 'n covenant tussen my en jou. En wat doen Delila? Wat doen die duiwel? Hy gaan agter daai covenant aan. Hy kap heeltyd. Ag maar, vertel my nou, jy's mos nou nie lief vir my nie. Hoe kan jy nie vir my sê nie? Jy sê nou is lief vir my, want jy nie vir my sê hoe sterk is jy nie. Weet jy wat? Die eerste dag toe hy vir Delila sê, vat stywe toue, nuwe toue, maak my vas, dan is ek swak soos enigiemand anders. Die eerste dag toe sy dit gedoen het, moes hy agtergekom het, hoorie maar, hierdie tannie speel nie games nie. Sy's ernstig. Maar jy sien, Samson was trots geweest en hy het gedink, nee, ek is mos sterk. Wow. Hoe kan ek mos nou hanteer? Jy kan nie 'n vrou hanteer nie, ek beloof vir jou. Gaan kyk deur die Bybel, reg deur die Bybel. Die ouens verloor 100-0. Moenie haar probeer hanteer nie, wees net lief vir haar.
Hou sekere goed vir jouself. Moenie vir haar alles vertel nie. Love you, Mandy. Jy moet pas op met watter geheime God met jou deel, dat jy nie met ander mense deel nie. En ook, jy kan nie sekere mense saam met jou vat nie. Wat het hier gebeur? Die servants het hy gelos. Hy sê, bly by die donkie. Hoekom het hy nie saamgevat nie? Want hulle sou ook dalk begin vra, maar hoorie, Abraham, wat wil jy nou doen hierso? Hier's nie 'n donkie, hier's nie 'n goat nie, 'n skaapie of 'n iets om te offer vir God nie. Wat is die plan hierso? En nou het hy 3 ouens wat hy moet saamvat, wat gaan vra. En Abraham moes hierdie geheim hou, want hy moes kom op die plek wat hy moes kom. Okay, kom ons gaan verder aan. Kyk nou gou hierso. Then he said to the servants, stay here with the donkey. The boy and I will go over there and worship. And then he will come back to you. Nou, hy noem het worship. Hy het nie gesê, Isak, ek gaan jou doodmaak en ek gaan jou op 'n brandoffer sit nie. Hoekom sê hy vir die ouens, I'm going to worship? Is dit nie 'n lieg nie? Dis mos nou nie die waarheid nie. Want Abraham weet nou wat hier gebeur. Hy weet nou wat hy moet doen. So, ons gaan nou worship, maar hoe? Is daar 'n band daarbo? Is daar trompetspelers? Wat gaan daarbo aan? Hoe gaan julle worship? Okay, bly julle daar, moenie julle bekommerd wees nie, ek gaan aan. Abraham, make Isaac carry the wood for the sacrifice. Nou moet ou Isak nog sy eie hout ook dra. Goodness, jy gaan my nou brand hierso, nou moet ek my eie hout ook nog dra. Kom Boeta, bring jy hout. Dis amazing hierdie, hoor, dis amazing. Abraham made Isaac carry the wood for the sacrifice, and he himself carried the knife and the live coal for starting the fire. Daar was daar nie blits soos ons vandag ken. As they walked along together, Isaac eventually said, Father, he answered, yes, my son. Isaac asked, I see that you have the coal and the wood, but where is the lamb for the sacrifice? Nou begin Isak agterkom, maar hoorie, iets is nou snaaks hierso. Dis ek en my pa, ek dra die hout, hy dra die firelighters. Hier's nie iets om te brand nie. Hier's nie iets om te offer nie. Abraham bly stil. Is dit nou reg of verkeerd? Dink jy hy moes vir hom gesê het, hoorie maar seun, ek gaan jou nou eintlik vasmaak op 'n tafel, op 'n blad, ek gaan vuur maak onder jou en ek gaan jou offer. Hoe sê hy dit vir hom gesê het? Ek dink Isak sou dalk weggehardloop het. Ek sou weggehardloop het. Nee man, ek hou nie van vuur onder my nie. Hoe kan julle nou vuur maak vir my? Ek het nie vleis aan nie. Hier gaan hy nou aan. Abraham answered, God himself will provide one, and the two of them walk together. Is dit nie 'n pragtige antwoord nie? Jy sien, Abraham is nie dom nie. Hy ken sy verhouding met God. Hy weet, hier diep binne in weet hy, dat God het 'n plan met hierdie hele ding. Daar's nie 'n manier wat my seun vandag doodgaan nie. Daar's nie 'n manier wat God jou goed wil laat doodgaan nie. Daar's nie 'n manier wat God dit nie wil hê van jou af nie. Maar hy was bereid om sy alles te gee. Dis hoe Abraham se loop met God was. Ek wil my alles gee. As God sê spring op en af, dan spring ek op en af. As God sê doen dit, dan doen ek dit. En wat was God se plan toe aan die einde van die dag? Kyk hierso, ek is bly julle vra daai vraag. When they came to the place which God had told him, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Nou moet jy onthou, Isak staan nou dan kyk. Nou wat maak my pa nou? Het hy nou goed verloor? Is dit nou ouderdom wat nou inskop of wat gaan nou aan? Hier bou hy nou die altaar, hy's besig om 'n altaar te bou, daar was nie 'n altaar nie. Hy sit nou die hout onderin. Nou, ek dink Isak het gewonder wat gaan nou aan. Abraham built an altar and arranged the wood on it. He tied up his son and placed him on the altar on top of the wood. Okay, nou sou ek lankal begin hardloop het, want nou maak my pa my vas en hy sit my nou bo op hierdie hout. Nou dis nou 'n gevaarlike plek om te wees, want dis nie 'n normale plek vir 'n mens om te wees nie. Bo op 'n altaar met hout onder jou boude. Wie gaan daar wil wees? Want as hier nou per ongeluk 'n vuur aansteek hierso, gaan ek brand. Ek gaan dan doodbrand. Then he picked up the knife to kill him. Nou Isak lê nou daar vasgebind bo op 'n altaar met hout onder hom en sy pa kom aangeloop met 'n mes.
Daai arme kind, nee, ek weet nie, dit moes, want onthou nou, Isak het nie die boodskap van God afgekry soos Abraham nie. Hy het net gesê, kom, bring die hout, kom ons gaan op teen die berg, ons gaan worship. So hy het gedink, ons gaan lekker dans, en ons gaan sing vir die Here, en daar gaan 'n band wees, en dit gaan heerlik wees, en alles gaan goed gaan. Nou lê hy op 'n altaar met hout onder hom vasgemaak, en sy pa kom nader met 'n mes. Ek dink dit moes vreeslik gewees het vir Isak. Wat het ek nou gedoen, dat my pa so kwaad is vir my, dat hy my wil doodmaak en my offer? Meanwhile het dit regtig eintlik niks met Isak te doen nie. Hierdie is 'n ding tussen God en Abraham. Dis iets tussen God en Abraham. Then he picked up the knife to kill him. But the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. He answered, yes, here I am. Don't hurt the boy or do nothing to him, he said. Now I know that you honor and obey God, because you have not kept back your only son from him. Abraham looked around and saw a ram caught in a bush by its horns. He went and instead of his son, he went and got it and offered it as a burnt offering instead of his son. Abraham named that place the Lord provides. And even today people say, on the Lord's mountain he provides. The angel of the Lord called to Abraham again for a second time from heaven. I make a vow by my own name. Nou hierdie is die belangrike deel. Dis nou, God praat nou hierso met Abraham, en hy sê nou vir hom, omdat jy gehoorsaam was, omdat jy bereid was om jou alles te bring, I surrender my all, my beloved son, I will give to you, that's how much I love you. Because of that, omdat jy dit gedoen het, maak ek 'n gelofte, I make a vow, this is God, by my own name, by Yahweh's name, I make a vow. Wat is daai vow? Kyk hierso. The Lord is speaking, that I will richly bless you. Wow. Nou, net daai bietjie, né? I, God, will richly bless you. Weet julle wat beteken dit? Hy maak 'n gelofte by sy eie naam. Niemand kan by jou kom steel when God richly blesses you. Niemand kan kom wegvat when God richly blesses you. Maar hy wil een ding hê van ons. Hy soek een ding van ons. I surrender. Ek bring my alles. Gehoorsaamheid. Julle ouens, dis wat hy soek. So kan jy die hele prentjie nou sien, waar Abraham absoluut bereid was om sy seun op te offer. En te sê, God, ek het U so lief, dat ek sal my seun doodmaak vir U. Dis 'n wonderlike verhouding. Dis absoluut 'n fenominale verhouding. Nou wil ek vir julle gou wys nou. Kyk, die Ou Testament en die Nuwe Testament, hulle oorskadu mekaar. Kyk hierso. Kyk hoe mooi is hierdie nou. En ons ken hierdie een. For God so loved the world that he gave his only son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life. For God did not send his son into the world to be the judge, but to be its savior. Iewerste het iemand se seun dood gegaan. Dis nie joune nie, dis nie Abraham se nie, dit is God se seun wat dood gegaan het. Jy sien nou hoe hy Abraham getoets het? Hy het klaar gewys vir die wêreld. A child has got to die somewhere. A son has to die somewhere, but it's not going to be yours. It's going to be mine. That's why his son died, so we can have life. En al die ander goed, kyk hierso. And all the others, he who comes from heaven, he who comes from above is greater than all. He who is from the earth belongs to the earth and speaks about earthly matters. But he who comes from heaven is above all. He tells what he has seen and heard, yet no one accepts his message. But whoever accepts his message, confirmed by this that God is truthful. So, Jesus het toe aarde, nou moet julle onthou, hier's Jesus en God in die hemel. Onthou, Jesus was saam met God van die begin af, né? John 1 sê daarso, the word was with God, God was the word, dit was Jesus Christus. Nou is sit God en Jesus daar. Nou sien ek dit so, Jesus,
Bring vir ons hout. Wat se hout? Ja, dit gaan nie vuur wees nie. Dit gaan 'n kruishout wees. Bring hout, Jesus. Vader, waar gaan ons heen? Kom, ons gaan na die berg toe. Wat se berg was dit? Golgotha. Kom, ons gaan berg toe. Maar Vader, wat gaan ons offer? Moenie bekommerd wees nie, kom. Die res van die engele bly hierso. Ek en Jesus gaan berg toe. Wat se berg? Ons gaan Golgotha toe. Wat gaan ons offer op Golgotha? Kom jy, moenie bekommerd wees nie, ek sal vir jou wys. En hier gaan Jesus met sy hout. En hy loop die aarde met sy hout. Hy word gebore deur 'n home man. Enige iets wat van die hemel afkom, moet deur 'n vrou se womb gaan. Enige iets. Behalwe engele, maar hulle word nie